Hallo julle, my naam is Carlo en ek gaan vandag met oupa Eybie praat oor 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31. Ja, en toe... Oupa Eybie, Hallo, oupa se kind. Goeiste. Ek kry skone hartklopings. Hoe maak jy oupa nou so skrik? Jammer. My Jammer, swak oupa. hart. Hoe gaan dit met jou? goed, dankie met oupa. Nee, goed, dankie. Ek lees lekker hier met my vergeetglas wat ek weer gekry het. Ek het vergeet waar ek dit gesit het. Maar oupa, dit lyk aan vir my soos 'n vergrootglas daar. Dit is eintlik 'n tipe van 'n vergrootglas, maar hy wys mos vir oupa die goed wat ek 'n bietjie van vergeet het, waarvan ons vergeet partykeer. Dan wys hy vir my daarvan wanneer ek besig is om Bybel te lees. Maar vertel vir oupa wat wou jy gevra het. Nee oupa, ek lees hier in Korinte en nou praat... In 1 Korintiërs. Ja, Ja? nou praat Paulus daar van al die slim mense en dom mense en ek verstaan dit nou nie, ek voel 'n bietjie dom daarmee. Ja, dis mos nou daai brief wat Paulus geskryf het en ons het gepraat van die snaps en al daai goede, né? Ja, Ja, ek onthou die mense wat ons graag kyk, wie is die beste Christene en dan het hulle vir die ander gelag en sê, julle is nie sulke goeie Christene nie, maar ek sê jou wat, kom ons kyk gou met die vergeetglas. Ek het nou vergeet wat se verse 18 tot 31, né? Ja, oupa. Okay. Ja, en en Paulus en die dwaase en die wyses en dit is so mooi. Carlo, ag oupa is so lief hiervoor. Weet jy wat staan hierso, Carlo? vertel oupa. Okay, so daar was mos nou verskillende groepe. Okay, in een groep is die Jode gewees. Ja? Die Jode het, as hulle oor God wil praat, dan sê hulle, jy moet kyk vir tekens en wonders, en dan kan jy vertel hoe God hierdie tekens en wonders gedoen het, né? Okay. Maar die Romeine byvoorbeeld, as hulle oor God praat, dan sê hulle, jy moet sterk wees, en jy moet wen, en die mense wat uit goeie families uitkom, hulle verstaan God beter. Okay, Okay. dankie Carlo. Nee, wag oupa, ek verstaan nog steeds nie. Ekskuus, oupa het vergeet om klaar te praat. Kollehond. Nee, weet jy, so, kom ons praat nou so. Sê nou maar, jy het met 'n Jood gepraat, en hoe het hulle nou weer gepraat oor God? Wat was vir hulle belangrik? Hulle het gesê dat mens moet kyk na tekens en na wonders. Ja, exactly. So, wat gebeur is, as jy vir 'n Jood wat wil praat oor tekens en wonders, as jy vir hom sê, kyk, die seun van God het aan die kruis gehang, wat dink jy het hulle gesê? Ek dink nie hulle het geglo dat dit God se seun was nie. Hulle sou sê, dit klink 'n bietjie dom en stupid. Dit klink nie vir ons soos 'n teken of 'n wonder nie, né? Ja oupa, nou dink ek, wat moes die Romeine dan gedink? Dit is 'n goeie vraag. As die Romeine sê jy moet sterk wees of jy kom uit 'n goeie familie, dan gaan jy meer verstaan van God. As jy vir hulle sê, kyk, Jesus het aan die kruis gehang, dan sal hulle vir jou lag. Hulle sal sê, ag nee man. Want weet jy wat? As jy 'n Romein was, Ja? dan het hulle jou nie gekruisig nie. Hulle het gesê, dit is te erg, Romeine mag nie gekruisig word nie. Dit is net vir baie slegte mense. So hulle het geglo hulle is belangriker as die res. Ja, so as jy vir 'n Romein sê, kyk, daar na die kruis, so lyk God se seun, dan sal hulle lag en sê, dit kan nie wees nie. So verstaan jy nou die antwoord beter? Ja oupa, so hulle het nie regtig behoorlik die punt gesnap van Jesus en hoe jy vir hom moet verstaan nie. Ja, dit is eintlik 'n groot grap, né? Hulle het gedink hulle is baie slim. En Paulus sê, ag nee wat, dis maklik. God dien vir ons. God het ons kom red. Hy het sy lewe gegee. Hoekom is dit so moeilik? En dis hoekom daai laaste vers, die vers 31 is mooi. Hy sê as jy wil spog, moenie spog oor hoe goed jy is en hoe oulik jy is nie. Spog oor die Here, Carlo. Okay oupa. Oupa is nou sommer opgewonde.
Ek dink dis hoe ek wil lewe. Spog oor God. Okay, oupa. Dankie, oupa. Okay, ek wil nou eers weer ek het nou 'n bietjie vergeet waar is my vergeetglas. Help net vir oupa asseblief. Hier so, oupa. Baie dankie. Baie, oupa. Bye bye Carlo.